Goeiemôre almal. Inderdaad vir my 'n groot voorreg om vanoggend saam met julle hier te wees en om saam die Here te aanbid. Ons het 'n hele paar mooi psalms vooraf gesing en ons gaan in die prediking vanoggend 'n besonder fokus op die belydenis van wie die Here is en wat hy doen. En daarom ook in Psalm 93 as ons gesing het, ons bely dat die Here koning is, dat hy oor alles regeer en dat hy getrou bly. Ons sal onder andere ook daarna terugkeer as ons kom by ons skriflesing en ons prediking. Nou kom ons begin met ons votum. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is by elkeen van julle. Amen. Ons gaan nou tot lof van die Here sing, Psalm 66. En weer eens, soos Psalm 100 of soos Psalm 93, gaan ons ook in Psalm 66 bely wie die Here is en wat hy doen. Ons bely in besonder in Psalm 66 die grootte van die Here wat geen maat of perke ken nie, dat daar geen grens is vir sy gesag nie. Wonderlike belydenis van wie die Here is en wat hy doen. Ons gaan saam sing vers 1, 6 en 7 en daarna bely ons saam ons geloof. Ons gaan nou ons geloof bely saam met die kerk reg oor die wêreld vandag en ook die kerk dwars deur die eeue. En ons doen dit vanoggend saam aan die hand van die geloofsbelydenis van Nissia. En direk nadat ons dit bely het, sit ons ook ons belydenis voort as ons saam sing skrifberuiming 12:3 wat die beruiming is van die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 1 as ons in hierdie woorde bely dat ons in die Here glo met ons hele hart. Kom ons bely dan elkeen soos volg in ons harte saam. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God,
voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Deel van ons ontmoeting met die Here is as ons onsself voor hom verootmoedig en weer hoor wie hy is en hoe hy ons verlos het deur sy seun en hoe ons dan opgeroep word tot 'n lewe van dankbaarheid. Meermale lees ons saam uit die 10 gebooie soos dit opgeteken staan in Eksodus hoofstuk 20. Vanoggend lees ons saam uit Deuteronomium 5, die tweede plek waar die 10 gebooie van ons opgeteken is. Ook omdat ons net later in die prediking gaan fokus op Deuteronomium hoofstuk 10. Deuteronomium hoofstuk 5, ek lees ons uit die 2020 vertaling, maar volg gerus saam in die vertaling wat jy voor jou het. Moses het die hele Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê, Israel, luister na die vaste voorskrifte en beslissings wat ek vandag afkondig, sodat julle dit kan hoor. Julle moet dit leer en dit nougeset nakom. Die Here ons God het met ons 'n verbond gesluit by Horeb. Dis nie met ons voorouers wat die Here hierdie verbond gesluit het nie, maar met ons hier wat vandag nog almal leef. Op die berg het die Here uit die vuur van aangesig tot aangesig met julle gepraat. Ek moes in daardie tyd tussen die Here en julle gaan staan om die woorde van die Here aan julle bekend te maak, want julle het bang geword vir die vuur en wou nie teen die berg opgaan nie. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die plek van slawerny, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesneede beeld van 'n God maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie.
Hou die Sabbatdag heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie, of enige van jou diere nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land, en dat die Here jou God jou met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm jou daaruit gelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie, of enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Hierdie woorde het die Here met 'n harde stem uit die vuur, wolke en diepe duisternis op die berg vir julle hele geloofsgemeenskap gesê. Hy het niks bygevoeg nie, dit op 2 kliptafels gegraveer en dit vir my gegee. Besonder hierdie inleiding wat ons vind hier vir die 10 gebooie, die tweede keer wat die volk dit hoor, hulle staan op die rand van die beloofde land, Israel. Luister na die vaste voorskrifte en die beslissings wat ek vandag afkondig, sodat julle dit kan hoor, julle moet dit leer en dit nougeset nakom. Of soos dit ook vertaal word, julle moet dit leer en julle moet dit doen, dat ons in gehoorsaamheid aan die Here wil lewe. Nou kom ons antwoord hierop as ons saam sing Psalm 139. Ons bely in hierdie woorde dat daar vir die Here niks bedek is nie, dat hy alles sien, dat hy alles weet, dat hy alomteenwoordig is. En daarom vra ons in vers 12 dat die Here tog ons harte moet deurgrond. En as ons op 'n pad is wat nie volgens sy wil is nie, dat hy dit tog vir ons sal wys, dat ons voortaan kan wandel op die weë van die Here, kan lewe soos die Here dit van ons verwag. Kom ons sing saam vers 1 en vers 12 en daarna bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is. Ons nader U vanoggend in gebed met diepe eerbied en in totale afhanklikheid. U is God. Buiten U is daar geen ander nie. U is ver bo ons verhewe.
U woon in ontoeganklike lig, die hemel, selfs die hoogste hemel kan U nie bevat nie. U is volkome heilig, so heilig dat die engele wat U omring sonder ophou uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van U magtige teenwoordigheid. U kan met niemand vergelyk word nie. U is die gans andere. En as ons dit vanoggend opnuut bely, dan wil ons saam met die hele skepping uitroep, aan U wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Ons dank U dat ons U vanoggend in die erediens kan ontmoet. 'n Dag elke week, wat ons by mekaar kom in U teenwoordigheid, om U seën te ontvang, om U lof te verkondig, om ons skuld voor U te bely, om opnuut as gemeente U woord oop te maak en daaruit geleer en vertroos, bemoedig en vermaan te word. Om ook hier in die erediens die gemeenskap van die gelowiges te ervaar. Ons dank U ook vir die getuienis wat op hierdie dag uitgaan reg oor die wêreld, as daar soveel gelowiges op soveel plekke, mense van soveel tale en kulture by mekaar kom om U te ontmoet. En seën tog die verkondiging van U woord vandag, hier plaaslik by ons, maar ook reg oor ons land en reg oor die wêreld. Dankie dat ons weet dat U woord nooit leeg na U toe terugkeer nie, dat dit doen wat U wil hê dit moet doen, en daarom dat ons bid dat die verkondiging van U woord tog mag dien tot opbou van U kerk en tot uitbreiding van U koninkryk, en tot die byvoeging van hulle wat U naam bely, dat meer en meer mense met die tong mag bely, met die knie kan buig, en kan erken dat Christus die Here is. Lei ons tog nou, wanneer ons die woord oopmaak, dat ons dit sal verstaan, en in ons harte sal bewaar, en daaroor sal nadink. Ons vra dit in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat ons saam lees uit Deuteronomium 10, gaan ons eers weer saam sing. Ons gaan saam sing Psalm 119. Psalm 119, as ons in hierdie woorde sing, dat die Here se wet, die Here se woord is ons grootste vreugde. En juist nou met die oog daarop dat ons gaan lees vanuit die Here se woord en gaan luister na die verklaring daarvan, kom ons sing van hierdie vreugde in vers 1, 6 en 7. Amen.
Skriflesing met die oog op die prediking kom uit Deuteronomium 10 vanaf vers 12 tot en met die einde van die hoofstuk, vers 22. Deuteronomium 10 vers 12 tot vers 22. Ek hou dit vir ons voor uit die 2020 vertaling. Daarom dan Israel, wat anders vra die Here jou God van jou, as om vir die Here jou God ontzag te hê, om al sy paaie te volg, om hom lief te hê en die Here jou God te dien met hart en siel, om die gebooie van die Here en sy vaste voorskrifte na te kom, wat ek vandag vir jou voorskryf, sodat dit met jou goed kan gaan. Kyk, aan die Here jou God behoort die hemelruim, ook die hoogste hemele, die aarde en alles wat daarop is. Slegs aan julle voorouers het die Here hom verbind om hulle lief te hê. En hy het julle, hulle nageslag na hulle, gekies uit al die volke soos dit vandag is. Besny die vooruit van julle harte en moenie langer hardnekkig wees nie. Die Here is immers julle God, hy is die God van die gode en die Heer van die Here, die groot, die magtige, die ontzagwekkende God, wat onpartydig is en geen omkoopgeskenk aanvaar nie, wat vaderloses en weduwees se regte handhaaf en aan vreemdelinge liefde betoon deur aan hulle kos en klere te gee. Julle moet vreemdelinge lief hê, want julle was self vreemdelinge in Egipte land. Vir die Here jou God moet jy ontzag hê, hom moet jy dien, aan hom moet jy vashou en slegs in sy naam moet jy sweer. Hy is die een wat jy moet loof en hy is jou God wat in jou die groot en ontzagwekkende dade gedoen het, wat jy met jou oë gesien het. Met net 70 persone het jou voorouers na Egipte afgegaan, maar nou het die Here jou God jou so talryk gemaak soos die sterre aan die hemelruim. Besonder ons fokus hierdie vers in die middel, vers 16, besny die vooruit van julle harte en moenie langer hardnekkig wees nie. Maar ons sal luister na die geheel, so dit sal goed wees om die Bybel oop te hou hier by Deuteronomium 10, soos ons na die verklaring van hierdie gedeelte van begin tot einde luister. In artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis bely ons as kerke twee dinge. Ons bely dat ons in God glo, en dan bely ons hoe hierdie God is in wie ons glo. Ons bely wat sy eienskappe is. Ons het dit enkele oomblikke ook terug gesing. Ons het in Skrifverhouding 12:3 vers 1 en 2 juis die beruiming van die woorde gesing. Ons bely, ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Met baie van die eienskappe van God is ons goed vertroud. Hy is ewig, hy is almagtig, hy is volkome wys, hy is regverdig, hy is goed, ons weet dit, ons bely dit. Maar daar is een eienskap van God waarmee ons waarskynlik minder goed bekend is, en dis hierdie deel van ons belydenis waar ons bely dat God onbegryplik is. Nou wat bedoel ons as ons kerk bely dat God onbegryplik is? Bedoel ons dat God nie verstaan kan word nie? Bedoel ons dat God nie geken kan word nie? Hoegenaamd nie, want net in die volgende artikel van ons belydenis bely ons dat God op twee maniere geken word. Hy maak hom bekend aan ons deur sy skepping en in sy woord. Ons kan weet wie hy is en ons kan weet wat hy doen. Die Bybel is nie hieroor onduidelik nie. Ons het nie 'n agnostiese geloof waar ons sê daar is dalk 'n God, maar ons weet nie wat hy doen of waarmee hy besig is nie. Ons weet presies wie God is en wat hy doen. Nee, as ons bely dat God onbegryplik is, dan bely ons dat hy so groot en so oneindig is, dat ek en jy, wat maar klein, eenvoudige mensies is, hom nie volkome kan verstaan nie. Ons kan hom nie met ons verstande uitreken nie. Ons kan nie sy diepte pyl nie, ons kan nie sy grense bepaal nie.
Hy is ver bo ons begrip, of dalk 'n ander Afrikaanse woord wat dit so mooi saamvat, hy is ondeurgrondelik. Nou ons word tot hierdie belydenis gebring op verskeie plekke in die skrif. Dink aan die boek Job, verskeie plekke in die boek Job waar Job en ook sy vriende by hierdie belydenis uitkom. Of dink aan Paulus se woorde daar aan die einde van Romeine 11 uit hom en deur hom. Pragtige belydenis van die Here se ondeurgrondelikheid. 'n Ou Testamentiese gedeelte wat dit vir ons beklemtoon, is die gedeelte wat ons sopas saam gelees het, Deuteronomium 10 vers 12 tot vers 22. Nou hierdie gedeelte is besonder ryk, gedeelte met 'n hele aantal treffende verse en ons sal binnekort in meer detail ook hiervan hoor. Maar waaroor gaan hierdie skrifgedeelte ten diepste? Kom ons sê daar's iemand by die huis wat nie vanoggend hier kan wees nie en jy kom terug by die huis en daai persoon vra vir jou, maar waaroor het die preek gegaan? Of waaroor het Deuteronomium 10 gegaan? Dan kan ons dit baie eenvoudig opsom dat hierdie gedeelte in Deuteronomium 10 gaan van begin tot einde oor toewyding aan die Here. Israel word opgeroep tot volkome toewyding aan die Here. Hulle moet die Here dien met hulle hele hart. Eintlik is dit die boodskap van die hele Deuteronomium 6 tot 11. Al die hoofstukke gaan ten diepste oor toewyding aan die Here. En dwars deur hierdie hoofstukke hoor ons dat Israel die Here moet lief hê en dien met alles, met hulle hele hart en siel en krag en verstand. Dis die kern van die verbondsverhouding wat Israel met die Here het. Hulle moet toegewy aan hom lewe. En ons hoor dit in die openingswoorde van ons skrifgedeelte. Daarom dan Israel, wat anders vra die Here jou God van jou, as om vir die Here jou God ontzag te hê, om al sy paaie te volg, om hom lief te hê en die Here jou God te dien met hart en siel, om die gebooie van die Here en sy vaste voorskrifte na te kom, wat ek vandag vir jou voorskryf, sodat dit met jou goed kan gaan. Baie soortgelyk aan wat ons ook gehoor het in Micha 6 gister by die saamtrek, die opsomming wat gegee word vir die volk oor dit wat die Here van hulle verwag. Nou hierdie woorde in vers 12 en 13 vorm sonder twyfel die primêre opdrag van hierdie gedeelte. Wat anders verwag die Here van jou as die volgende? En dan word dinge baie eenvoudig vir die volk gemaak as die Here se vereistes opgesom word. Hy vra niks anders nie as totale toewyding. En dat hierdie die hoofopdrag van ons skrifgedeelte is, word bevestig as ons nader aan die einde in vers 20 iets van 'n herhaling van hierdie woorde hoor. Vers 20, vir die Here jou God moet jy ontzag hê, hom moet jy dien, aan hom moet jy vashou en slegs in sy naam moet jy sweer. Soos 'n toebroodjie of soos die begin van die gedeelte en die einde van die gedeelte word hierdie gedeelte omarm deur hierdie opdrag dat Israel volkome aan die Here toegewy moet lewe en hom moet dien met hulle hele hart. Maar baie belangrik is om raak te sien hoe hierdie verse dan een na die ander op mekaar vloei, die struktuur van hierdie woorde. Deuteronomium 10 bestaan nie net uit 'n reeks opdragte nie. Dis opmerklik dat elke opdrag in hierdie gedeelte opgevolg word deur 'n motivering van hoekom Israel hierdie opdrag moet gehoorsaam. Nou hoor dit mooi, want dit is regtig 'n sleutel tot die verstaan van die hele gedeelte. Elke opdrag in Deuteronomium 10 word opgevolg deur 'n motivering van hoekom Israel dit moet doen. En as jy gaan kyk na die motiverings, dan bestaan elkeen van hulle uit 'n beskrywing van wie die Here is en wat hy doen. Telkens in hierdie volgorde. Met ander woorde, Deuteronomium 10 is nie net 'n lang lys van doen dit en doen dat nie. Deuteronomium 10 is veel eerder omdat die Here sus is en so, omdat die Here dit gedoen het en dit steeds doen, word daar van jou verwag, Israel, om te reageer met volkome toewyding. En dis natuurlik 'n patroon wat ons dwars deur die Bybel vind. Dis ook die patroon van die evangelie. God wat uit genade van sy kant af optree. Alles van sy kant af deur genade of uit genade deur ons Here Jesus Christus. En ons wat dan die genade ontvang en reageer op hierdie genade van die Here en opgeroep word tot volkome toewyding aan hom. En as ons dan slegs op hierdie motiverings fokus, hierdie beskrywinge van wie die Here is en wat hy doen, dan begin ons 'n baie duidelike prentjie kry in Deuteronomium 10. Opgesom in een sin, die Here is onbegryplik.
Ons skrifgedeelte dring ons tot diepere nadenke oor wie die Here is en wat hy doen. En dit laat ons met verstomming en verbasing. En dit dryf ons uiteindelik tot die doel van hierdie gedeelte, naamlik toewyding aan hom. En dwars deur hierdie verse hoor ons uiteindelik ook die spesiale plek wat Israel gehad het binne die geskiedenis, binne God se groter plan, en uiteindelik ook vir my en jou die spesiale status wat ons het in ons Here Jesus Christus. Nou die eerste uitdrukking van die Here se onbegryplikheid vind ons in vers 14 en vers 15. Vers 14 stel, kyk, aan die Here jou God behoort die hemelruim, ook die hoogste hemele, die aarde en alles wat daarop is. Nou letterlik sê hierdie vers, dat die hemelruim, dit wat ek en jy kan sien met ons oë, dit behoort aan die Here, maar ook die hemel van die hemele, die hoogste hemele met ander woorde, ook dit wat daar verder is, ook dit behoort aan hom. Dis syne. Alles wat ons kan sien en nie kan sien nie, behoort aan hom. Ook die aarde en alles wat daarop is. Hy is die eienaar van alle dinge en hy regeer oor alle dinge, soos ons op verskeie plekke ook sing, onder andere in Psalm 24. Maar dan gaan vers 15 oor na die verstommende. Alhoewel alles in die hemel aan die Here behoort, alhoewel hy soewerein oor alles regeer, het hy hom slegs aan Israel verbind, om hulle lief te hê. Uit al die volke op die aarde, het hy slegs hulle as sy volk gekies. Nou, dis absoluut verstommend. Vers 14 het sopas 'n kosmiese aanspraak gemaak van alles behoort aan die Here, maar net aan jou Israel het hy homself op 'n besondere wyse verbind. Nou hierdie woorde plaas ons natuurlik voor die misterie van God se keuse van Israel as sy volk. Dit is iets waarop die boek Deuteronomium ook 'n hele paar kere terugkeer en geen spesifieke rede word gegee nie. Behalwe die volgende, dat die Here het Israel as sy volk gekies, want hy wou. So wat ons hoor in Deuteronomium 10 vers 15 is twee ryke feite wat in mekaar ingeweef is, groot teologiese waarhede. Aan die een kant, dat hierdie woorde verwys na die absolute vryheid van die Here. Hy is God, omdat alles van hom behoort, omdat hy oor alles regeer, kan hy lief hê en kies wie en wat hy ook al wil, en in sy vryheid het hy besluit om Israel lief te hê en hulle te kies. En hoekom hy dit gedoen het, veral as mens in gedagte hou hoe klein Israel eintlik is, gaan die menslike begrip te bowe. Maar aan die ander kant beklemtoon hierdie woorde ook die besondere status en aard van Israel. Alhoewel die Here se keuse onpylbaar is, het hy hulle lief gehad, het hy hulle gekies. Hy het hulle sy kosbare besitting onder al die volke gemaak. Hulle is vir hom spesiaal. Nou geliefdes, ek en jy is nie Israel in die woestyn nie. Maar deur die geloof, hoor ons, het ons kinders van Abraham geword. En geld hierdie wonderlike beloftes en beskrywinge van die verbond ook vir my en jou. Ook ek en jy mag hierdie asemrowende woorde hoor en dit vir onsself toeëien. Alhoewel alles in die heelal aan die Here behoort, het hy hom aan ons, aan my, deur sy seun verbind om ons lief te hê. Ek is deur hom gekies. En hoekom hy dit gedoen het, is onbegryplik, maar ek loof en ek prys hom vir sy genade. Die tweede verwysing na die Here se onbegryplikheid vind ons in vers 17 tot vers 19. En weer eens is dit 'n treffende beskrywing van wie die Here is en wat hy doen. Vers 17: Die Here is immers julle God, hy is die God van die gode en die Heer van die Here, die groot, die magtige en die ontzagwekkende God. Nou hierdie woorde is tipies hoe die oortreffende trap in die Hebreëse taal uitgedruk word. Dalk vat ek jou nou ver terug na jou skooldae in Afrikaans, die trappe van vergelyking, goed, beter, beste. In Hebreëus hoor ons baie keer dat die iets van die iets beteken eintlik maar die oortreffende trap. Byvoorbeeld die boek Hooglied se naam is die lied van die liedere, die hoogste lied, die mooiste lied, die beste lied. Nou word ons Here so hier beskryf as die God van die gode. Met ander woorde, die grootste God, die hoogste God. En uiteindelik dan nou ook die Heer van die Here, die hoogste en die grootste Here.
Deuteronomium 10 sê nie dat daar baie gode is en aan die bopunt van die pantheon is die Here, hy regeer oor die gode. Dis nie wat hier geskrywe staan nie, want net vroeër in Deuteronomium hoor ons dat die Here die enigste God is. As Deuteronomium 10 vers 17 sê dat die Here die God van die gode en die Here van die Here is, dan word sy uniekheid en sy onvergelykbaarheid beklemtoon. Hy alleen is God. En net in die volgende verse weer die asemrowende, die beskrywing van wat God doen. En weer is die feit dat hierdie verse so langs mekaar geplaas word absoluut treffend. Die Here wat die grootste en die hoogste God en Here is, hy bemoei hom met die geringste in die samelewing. Vers 17 se tweede deel, wat onpartydig is en geen omkoopgeskenk aanvaar nie, wat vaderloos is en weduwee se regte handhaaf en aan vreemdelinge liefde betoon, deur aan hulle kos en klere te gee. Die Here bemoei hom met die gemarginaliseerdes van die samelewing. Of om dit dalk anders te stel, hy maak tyd vir die persone in die samelewing waarvoor die meeste ander mense in die samelewing deur die eeue nie tyd het nie. Die grootte God het vreemdelinge lief. Selfde woord wat sopas gebruik is vir sy liefde vir Israel. Nou hierdie woorde kan mens nie lees sonder om tot 'n diepe belydenis te kom dat die Here groot en barmhartig en genadig is, dat hy onbegryplik is. En daarom met die opdrag wat volg hier in Deuteronomium 10 ons ook glad nie verbaas nie. Vers 19, julle moet vreemdelinge lief hê, want julle was self vreemdelinge in Egipte land. Israel moes God se karakter naboots. Ek en jy moet God se karakter navolg. En hierdie woorde sê natuurlik geweldig baie oor my en jou roeping en taak in hierdie wêreld. Maar ook dit is nie al nie, ook in die slotwoorde van ons hoofstuk vind ons vir 'n derde keer 'n beskrywing van die Here se onbegryplikheid. En dis in vers 21 en vers 22. Vers 21 sê letterlik dat die Here Israel se lof is. Hy is die een wat geprys moet word vir alles wat hy vir Israel gedoen het. Want is hy en hy alleen wat in sy voorsienigheid gesorg het, dat Israel so geweldig baie in getalle gegroei het. Aan die einde van die boek Genesis hoor ons dat Jakob en sy gesin aftrek Egipte toe, 70 in totaal, en nou hoor ons dat hulle wat op die punt staan om die beloofde land in te neem, is so baie soos die sterre aan die hemelruim. Nou mag jy dalk vra, hoekom jy met hierdie woorde by die onbegryplikheid van die Here uit? Vertel het ons nie eerder van die Here se voorsienigheid nie, en jy's reg, inderdaad. Maar as mens in gedagte hou, hoe Israel hulle self gedurig teenoor die Here gedra het, sedert die uittog, hoe hulle gekla het en gemurmureer het en wou terugkeer Israel toe, dan is dit inderdaad so, dat die Here se optrede verstommend is. Want hulle het gekla oor kos en water, hulle het gekla oor hulle leiers, en uiteindelik het die Here hulle gestraf, maar hy het hulle nooit laat vaar nie. Ten spyte van hulle sonde, ten spyte van hulle opstand, het Israel die Here se volk gebly. Hoekom? Hoekom het die Here al hierdie dinge vir hulle gedoen? Hoekom sou hy nog verdere dinge vir hulle doen, soos ons hoor ook in die res van die skrif? Omdat hy beloof het om dit te doen. En omdat hy altyd getrou bly aan dit wat hy sê. So wat ons hoor in hierdie besondere ryke gedeelte van Deuteronomium 10, by herhaling is wie die Here is en wat hy doen, en ons hoor dat hy onbegryplik is. Soos reeds genoem in die begin, vind ons hierdie belydenis nie net in Deuteronomium 10 nie, ons vind dit eintlik maar dwars deur die skrif, maar die klimaks van die Here se onbegryplikheid sien ons in sy seun, ons Here Jesus Christus. Want wanneer ek en jy nadink oor wat het ons Here Jesus gekos het om as mens in die wêreld gebore te word, en as ons nadink oor hoe sy menswording geskied het deur die werking van die Heilige Gees, en as ons nadink oor hoe dit God se wil was om sy seun in ons plek te straf vir die sonde wat nie hy gedoen het nie, maar wat ek en jy gedoen het, is werklik onbegryplik. Die diepte van God se genade en liefde en regverdigheid kan ons nie pyl nie. Nog meer persoonlik, hoekom God bereid was om so iets te doen vir iemand soos ek, is regtig onbegryplik.
Dis die evangelie. Dis die wonder van God se genade aan sondaar mense soos ek en jy. En dit bring ons uiteindelik waarby ons skrifgedeelte ons wil uitbring, wat moet my en jou reaksie wees? En nou hoop ek, julle kan onthou wat ons gesê het reg in die begin, waartoe dring Deuteronomium 10 ons? Toewyding. Volkome toewyding aan die Here, om die Here te dien met ons hele hart. Die enigste vers wat ons nog nie behandel het nie, is die een reg in die middel. En soos dit is soms met die vloei van verse, word die gedagte in die middel juist dan nou hier beklemtoon in vers 16. Besny die vooruit van julle harte en moenie langer hardnekkig wees nie. So het hier te maak met 'n metafoor wat ons herinner aan die verbond wat die Here ingestel het met Abraham. Maar anders as die gewone fisiese besnydenis, is die voorwerp wat besny moet word die menslike hart. En wat dit beteken word vir ons duidelik net uit die res van vers 16. Om die vooruit van die hart te besny, het iets te maak met nie meer hardnekkig wees nie. In die Ou Testament vind ons hierdie woord hardnekkig meermale op plekke waar iemand beskryf word wat nie na die Here wil luister nie. Amper soos 'n dier wat ingespan word en weier om sy nek te draai soos die eienaar hom wil stuur. Iemand wat slegs doen wat goed is in sy eie oë. En as jy Deuteronomium 9 gaan lees, as daar 'n beskrywing is van die volk se sonde by Sinaï berg, die goue kalf wat hulle gemaak het, word hulle 2 keer juist daarvan aangekla dat hulle hardnekkig is, dat hulle nie gevolg het soos die Here gelei het nie. Met ander woorde, om die vooruit van jou hart te besny, verwys daarna om alle forme van hardkoppigheid, alle forme van eie sinnigheid uit die menslike hart te verwyder. Dis om dit wat jou keer om die Here volkome te gehoorsaam, om dit uit jou hart uit te verwyder. En as dit sou gebeur het, dan sou Israel die hoofopdrag van ons skrifgedeelte kon nakom, vers 12 en 13. Hulle sou die Here kon gehoorsaam. Hulle sou vir hom ontzag hê. Hulle sou sy paaie volg, hulle sou hom lief hê, hulle sou hom dien met hulle hele hart en sy gebooie en sy vaste voorskrifte nakom. So my en jou opdrag in die lig van vers 16 is dis baie duidelik. Verwyder alles uit jou hart wat maak dat jy nie die Here dien soos hy gedien moet word nie. En dien hom dan met jou hele hart. Maar dis nie waar die boek Deuteronomium stop nie. In sy genade gaan die Here nog verder. Want as ons hier gestop het, sou ons met 'n onmoontlike probleem gesit het. Ons bely dat die Here onbegryplik is, en ons hoor dat ons hom moet dien met ons hele hart, ons hoor dat ons harte moet besny, maar ek kan nie. Ek kan nie uit eie krag van my sondige natuur ontslaa raak nie. Eie sinnigheid is so deel van my ou mens, dat ek nooit op my eie daarvan ontslaa kan raak nie. As dit my verantwoordelikheid was, om alleen my hart so te verander, dat ek die Here kan lief hê en kan dien, dan was ek beslis verlore. Nader aan die einde van die boek Deuteronomium, hoor ons hierdie ongelooflike troos, Deuteronomium 30 vers 6. Die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, sodat jy die Here jou God met hart en siel sal lief hê, sodat jy kan leef. In sy genade beloof die Here om uiteindelik vir Israel te doen wat hulle self nie kon doen nie. Hy beloof om in die toekoms hulle harte te besny, sodat hulle hom kan lief hê. My en jou troos is, dat die Here dit klaar gedoen het. Hy het hierdie belofte in vervulling laat gaan, met die sterwe en die opstanding van sy seun. Paulus verduidelik in Romeine 6, dat ons deur die geloof so intiem met Christus verenig is, dat toe Christus gesterf het, het my ou mens gesterf, en toe hy opgewek is ek as 'n nuwe mens opgewek. God het reeds my hart besny, die hart van klip is verwyder, en aan my is gegee 'n hart van vlees. En deur die krag van die Heilige Gees wat in my woon en in my werk, wil ek nou die Here in my naaste lief hê, en die Here met alles, en in alles en vir alles dien. Besef daarom die genade wat aan jou bewys is in Christus, en werk dan alles in die stryd om te groei in jou heiligmaking, tot sy eer, tot jou sekerheid, en tot 'n getuienis in die wêreld waarin ons lewe.
So om af te sluit, ons hoor in Deuteronomium 10, dat die Here onbegryplik is. En dwars deur hierdie woorde, hoor ons uiteindelik ook wie ek en jy is. Alles danksy God se genade in Christus. As ons hierdie verse vat en ons pas dit op onsself toe, is ek en jy in Christus uitverkies. Geliefd. Iemand op die randjie wat naby gebring is. 'n begenadigde. Iemand wie se hart besny is. Alles omdat die onbegryplike God ons in sy genade so gemaak het. Aan hom alleen al die lof en die eer. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons bely opnuut dat U onbegryplik is, so groot en oneindig, en ons wat maar klein en eenvoudig is, ons kan dit nie volkome verstaan nie. Ons kan nie U diepte pyl of U grense bepaal nie. U is ver bo ons begrip. En tog maak U Uself in die genade so duidelik aan ons bekend. Ons hoor week in, week uit die evangelie so duidelik aan ons verkondig, en met ons nagmaalviering ervaar ons dit ook op 'n sigbare en 'n tasbare wyse, die genade wat aan ons verkondig word, U Seun wat in ons plek vir ons sonde kom betaal het, ons wat 'n lewende Here dien, hy wat opgewek is uit die dood en op hierdie oomblik aan U regterhand vir ons sit, waar hy vir ons intree. En saam met gelowiges deur die eeue wat iets hiervan begryp, iets begryp van hoe groot U genade is, wil ons uitroep: Wie is ons Here, dat U soveel genade aan ons bewys? Aan U alleen al die lof en die eer en die aanbidding. Lei ons tog, dat ons deur die leiding van U Gees al hoe meer sal vernuwe na die beeld van U Seun, dat ons U sal verheerlik in elke aspek van ons bestaan, en mag ons manier van lewe ook 'n getuienis in hierdie wêreld wees, ook hier waar ons woon en werk, dat ander mense sal sien dat ons anders is, dat ons hoop het, dat ons vrede het, dat ons 'n groter perspektief het, en dat dit ook mag bydra tot hulle vorming, en waar nodig bekering en 'n belydenis van Christus as die Here. Ons dra nie op elkeen wat deur beproewing gaan, hulle van wie ons weet, maar ook hulle van wie ons nie weet nie, wil elkeen tog naby wees, en gee dat ons as lede van die liggaam van Christus, wanneer een lid ly en ons almal saam ly, dat ons ook die genade wat U aan ons bewys, ook aan hulle sal bedien, met besoeke en vertroosting. Ons bid vir ons land en al ons mense. Ons bid vir hulle wat U oor ons aangestel het, wat ons regeer. Wil U tog vir hulle wysheid gee, dat hulle ons goed sal regeer, dat ons so sal lewe, dat ons ook die roeping wat U vir ons gee, sal kan uitvoer. Ons dra in besonder ook hulle aan U op, die armes, veral die armstes van die armes, hulle wat regtig nie die vermoë het om enigstens hulle self te help nie. Ag Here, maak tog ons oë en ons hande oop, dat ons ook sal uitreik, dat ons ook die vreemdelinge sal lief hê, en dat ons in die manier wat ons ook die evangelie aan hulle bedien, uiteindelik ook sal bydra tot die koms van U koninkryk. Lei ons tog in hierdie dag, en alles wat dit vir ons verder inhou, en ook hierdie week wat ons ingegaan het. Ons bid dit in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte saam Psalm 40 vers 3 en vers 4. En juis omdat hierdie woorde my en jou ook oproep tot gehoorsaamheid aan die Here, toewyding aan die Here. Let veral op die woorde in vers 3. Wie is op aarde aan U gelyk? Wie kan, o Heer, U grootheid ooit deurgrond? Sluit so mooi aan by wat ons hoor het in Deuteronomium 10. Kom ons sing saam vers 3 en vers 4.
Genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.